sogenaamde groen leefstyl is nie 'n nuwe konsep vir Suid-Afrikaners nie, maar ons besef dalk nie hoe 'n groot verskil 'n klein groen gedragsverandering kan maak nie. Het is belangrik om te kyk, eerstens wat koop jy? So om bewus te wees daarvan om eerstens te verminder. Maak seker dat jy minder goed huis toe bring wat jy nie kan herwin nie. Denison raai aan om te bepaal wat die meeste krag en water in jou huis gebruik. Daar is monitors te koop wat jou maklik daarmee kan help. As jy dan weet wat die probleemgebiede is daar eenvoudige stappe wat jy kan doen wat 'n groot verskil kan maak. Vir huisverbruikers sal ek definitief sê om te gaan na solar geysers. Die rede daarvoor is dat ongeveer 40% van 'n huisverbruiker se krag is deur hulle geyser. Die gebruik van reën- en grijswater om die toilette te spoel is nog 'n besparingswenk. As jy die toilet net een keer spoel, gebruik dit gemiddeld 6 tot 10 liter water. As veranderinge soos die egter te oorweldigend is vir jou, sê Denison 'n mens moenie die impak van 'n klein begin onderskat nie. Koop byvoorbeeld eerder energiebesparende gloeilampe. Voeg by jou inkopiesmandjie ook watervloeibeperkers vir jou krane, wat nie net bekostigbaar is nie, maar jou waterrekening sal verlaag. En indien jy einde van die jaar winskope op huistoestelle benut, let op na die inligting op die etiket. Vir diegene wat die langskole vakansietyd gaan gebruik vir bou- en opknappingswerk aan hulle eiendom, het Denison 2 wenke. Hierdie skyping is basies om te kyk wat se plante is in jou area, wat is natuurlik in jou area, wat is droogtebestand en dan jou tuin daarvolgens uit te lê. Passive design kyk byvoorbeeld na wat is die oriëntasie van jou son. Om seker te maak dat in die somer is jou huis in so 'n manier gebou dat jou son nie jou huis verhit nie, maar in die winter wanneer die son 'n bietjie laer is, kan hy wel in die huis inkom om die huis weer warmer te maak. Dit kyk na natuurlike ventilasie sodat as jy vensters en deure oor mekaar oopmaak dat jy 'n natuurlike lugvloei het om die huis af te koel. Ek sal ook voorstel dat wanneer jy bou, dis nie noodwendig nodig om nuwe deure of nuwe vensters te koop nie. Baie van die ouer vensters en deure wat beskikbaar is, het soveel karakter. Wat dit ook doen is dis kostebesparing vir een, maar dit bring ook jou carbon footprint af, want dit hoef nie nou nuut geproduseer te word nie. En as dit kom by jou kersboom, hou die kleinspan besig en vra hulle om die jaar se kersversierings self te maak. Kyk ook altyd eers plaaslik rond vir geskenkidees. Enige produk moet vervoer word. En as dit op 'n skip moet kom van oorsee af, kan jy net dink wat die impak is op ons oseane en op ons omgewing. So hulle carbon footprint is baie hoog. Denison se laaste groenwenk vir die feestyd is om effens meer spaarsaam met die vleisspyskaart te wees. Jou voetspoor op die aarde is definitief minder met groente en ek hou natuurlik van die idee om saam 'n groentetuin te begin. Jy weet, en al die goed wat daarmee saamgaan. Annemie van Staden, Een Nuus, Johannesburg.